Goeiedag, Pascha of Pesach reeks nommer 8. Die eerste fees wat Abba Vader sê sy kinders moet vier is Pascha, Pesach in Hebreëus en Passover in Engels. Tydens hierdie fees herdenk ons eerstens die feit dat Abba Vader die kinders van Israel van slawerny in Egipte, die Hebreë woord Mitzrayim, bevry het deur die bloed van die lam. Ons weet die Israeliete was onder slawerny vir 430 jaar. Ons het gesien, Yeshua het Judas ontbloot by die laaste maal, want onthou die owerpriesters, die skrifgeleerdes en die ouderlinge het besluit, hulle moet Yeshua gevange neem en hom om die lewe bring. En so kom Judas na hulle toe en sê in Matteus 26 vers 15, wat wil julle my gee en ek sal Yeshua aan julle oorlewer? En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. Onthou Kajafas kon egter nie net vir Yeshua arresteer helder oornag nie. Nee, om 'n oproer in die stad te voorkom, moes Kajafas dinge doen in die geheim, in die nagtelike ure. Kajafas het toe so vir Judas gekry om hulle te lei na Yeshua, wat net buite die stad gebid het in Getsemane die aand, na Yeshua hulle se laaste maal, toe Yeshua Judas ontbloot het. So kom Judas en hierdie soldate en die beamptes toe in die tuin van Getsemane, en Yeshua vra hierdie beamptes, wie soek julle? Ek meen, het Yeshua nie geweet hulle kom haal hom nie? Hy het, maar hy vra vir hulle, en so kry ons dit baie keer in die woord, hoe hy vir iemand vra, wil jy genees word? En hy vra vir hulle, wie soek julle? En hulle sê, hulle soek vir Yeshua van Nasaret. Yeshua staan voor hulle, en hy sê vir hulle, ek is. En ons weet, dis dieselfde naam as wat Abba Vader homself aan Moses geopenbaar het in Eksodus 3 vers 14, toe hy gesê het, ek is wat ek is. En toe Yeshua hierdie woorde spreek, val al hierdie mense voor hom neer. Johannes 8 vers 3 sê, dit was 'n afdeling van soldate. Die King James vertaling sê, there was a detachment of Roman soldiers. Hierdie afdeling van soldate was genoem a cohort of Roman soldiers. Die cohort of Roman soldiers het gewoonlik bestaan uit 600 soldate. En toe Yeshua sê, ek is wat ek is, toe hy sê ek is, toe val al hierdie soldate reg voor hom neer. Wy so ernstig was Kajafas om vir Yeshua te gaan arresteer, is dit nie? So daar was al hierdie soldate, maar dan praat die woord ook van die beamptes van die priesterhoofde wat ook daar was. En ek weet hoekom was hierdie beamptes van die priesterhoofde ook in die tuin van Getsemane? As dit 600 soldate was, ek meen, was dit nie genoeg gewees om Yeshua te kom haal nie? As jy gaan kyk na die prosedures en die gebruike van die tempeldiens, dan sien jy, daar was 14 beamptes van die priesterhoofde. En hierdie selfde beamptes staan nou saam met die soldate om vir Yeshua te arresteer. Ek meen, hoekom? Om te verduidelik. In die tempel was die hoëpriester. Hy was die leier, dan die priesterhoofde en dan die beamptes van hierdie priesterhoofde. En as jy gaan kyk na die prosedure of die gebruike van dit wat Abba Vader ingestel het oor 'n lam wat geslag moet word oor Pesach, dan sien jy op Pascha, wat voorbereidingsdag is, het hulle die Pascha maaltyd voorberei en daar was gewoonlik 2 mense wat hierdie Pascha lam voorberei het. Dit was dan die gebruik dat dieselfde 2 mense wat die Pascha maaltyd voorberei het, die Pascha lammetjie moes vat om geoffer te word by die tempel. Onthou, dis wat Abba Vader ingestel het in sy woord oor 'n lam wat geslag moes word op Pesach. So hierdie 2 mense het na die tempel toe gegaan en dan moes die 14 beamptes van die priesterhoofde teenwoordig wees wanneer die lam gehaal word vir die offer. Dan moes die 2 mense die lam vat na die tweede in bevel, met ander woorde die assistent van die hoëpriester, en hy moes die lam eers ondersoek, en as hy tevrede was, dan eers het hy die lammetjie na die hoëpriester toegevat om ook deur hom ondersoek te word. Die hoëpriester het dan ook die lammetjie ondersoek, en as hy gelukkig was dat die lammetjie vlekkeloos was, dan kon die Pascha lammetjie geoffer word. So, hoekom is al hierdie inligting belangrik om te weet? Want dit was alles 'n rigtingwyser na Yeshua. Omdat dit 'n orde was wat Abba Vader ingestel het. Om 'n aanvaarbare offer te offer en ook vir Yeshua, die lam van God, om 'n aanvaarbare offer te wees vir Abba Vader. Daarom binne Abba Vader se orde,
Binne hierdie orde van Abba Vader word die lam van God, Yeshua, in die tuin van Getsemane gehaal en die 14 priesterhoofde is teenwoordig. Toe vat hierdie 14 beamptes vir Yeshua na Ananias toe, want dit is hoe dit in die woord staan. Wat Ananias wat tweede in bevel is, en toe hy klaar vir Yeshua ondervra het, toe sê hy vir die beamptes om Yeshua na die hoëpriester toe te vat. Dis die volgende stap in hierdie orde. Let wel, jy kon nie net 'n offerlam na die hoëpriester toe vat en sê dat die lam geoffer moet word nie. Nee, Abba Vader het 'n ingestelde orde gehad. En so stap hulle toe na Kajafas toe in die hoëpriester toe. Nou Kajafas se huis was baie naby aan die tempel, en net soos die tempel het Kajafas se huis ook 'n voorhof gehad. En toe hulle in die voorhof ingaan, toe is Johannes en Petrus ook daar. Hoekom was Johannes en Petrus daar? As jy Johannes 18 gaan lees, sien jy dat Johannes die hoëpriester geken het, want nie enige een kon net ingaan by die voorhof van die hoëpriester nie. Nee, Johannes gaan in en hy reël dat Petrus ook ingaan. So hoekom was dit belangrik dat hierdie twee disippels saam ingaan by Kajafas se voorhof? Soos genoem het, dit was die prosedure of die gebruik dat die twee die twee wat die Pasga maaltyd voorberei het. Onthou, Yeshua het vir Petrus en Johannes voorgestuur met die man met die kruik op sy kop. Dit was die gebruik dat die twee wat die Pasga maaltyd voorberei het, was dieselfde twee wat die offerlam die volgende dag of daardie dag gevat het na die tempel toe om hom te offer. Gaan lees jy in Lukas 22 vers 8, dan sien jy, Yeshua het vir Petrus en Johannes vooruitgestuur om die laaste maal te gaan voorberei vir Yeshua en die ander disippels, toe hulle die man met die kruik op die kop sien. En so stap hulle ook by die voorhof by Kajafas se huis in met die lam van Abba Vader. Hoe perfek is Vader se woord? Saam met hierdie 14 beamptes sien hulle eers tweede in bevel en toe vir Kajafas die hoëpriester. Presies soos Abba Vader in sy woord vir hulle gesê het, wat hulle moet doen as hulle 'n lammetjie bring, sodat dit 'n aanvaarbare offer vir Abba Vader kan wees. Abba Vader verander nie dit wat hy ingestel het nie, en is baie ernstig oor sy ordes. En net so stuur hy sy seun, die lam van God, om hierdie selfde paadjie te stap na die altaar om geoffer te word vir my en jou. Abba Vader se belofte, sy verlossingsplan, wat hulle vir 1300 tot 1500 jaar gevier het, was besig om vervul te word om my en jou te verlos. Hoe wonderlik het Yeshua nie net alles kom vervul nie. Yeshua sê in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Yeshua het nie gekom en nou is die feeste van Abba Vader weg nie. Nee, Yeshua het dit op die uur kom vervul. En daarom moet ons ook gehoorsaam wees. As Abba Vader sê, ons moet sy feeste vier, dan nie. Dis 'n ewige instelling. Met ander woorde, met die 1000 jaar saam met Yeshua op aarde, gaan ons dit ook vier. So in kort, hoor gou weer. As jy kyk na die prosedures en die gebruike van die tempeldiens, wat Abba Vader ingestel het oor 'n lam wat geslag moes word oor Pasga, dan sien jy, die voorbereidingsdag, Pasga, het hulle 'n Pasga maaltyd voorberei, en daar was gewoonlik 2 mense wat hierdie Pasga lam voorberei het. Dit was dan die gebruik dat dieselfde 2 mense wat die Pasga maaltyd voorberei het, die Pasga lammetjie moes vat om geoffer te word by die tempel. So hierdie 2 mense het na die tempel toe gegaan, en dan moes die 14 beamptes van die priesterhoofde teenwoordig wees, wanneer die lam gehaal word vir die offer. En dan moes die 2 mense die lam vat na die tweede in bevel van die hoëpriester, en hy moes die lam eers ondersoek. En as hy tevrede is, dan eers het hulle die lammetjie na die hoëpriester toe gevat, om deur hom ondersoek te word. Die hoëpriester het dan ook die lammetjie ondersoek, en as hy gelukkig was, dat die lammetjie vlekkeloos was, dan kon die Pasga lammetjie geoffer word. Ons weet presies, so het Yeshua hierdie pad gestap in die nagtelike ure
vandat hulle na die avondsmaal geëet het, is hy na die tuin van Getsemane toe, en van Getsemane, waar hierdie 14 beamptes saam met die coward soldiers vir Yeshua kom haal het, gebeur alles presies so, in die nagtelike ure, tot die oggend 9 uur wat Yeshua gekruisig is. Ons weet presies so het Yeshua vir Petrus en Johannes mos ook vooruit gestuur om die laaste maal saam met Yeshua te gaan voorberei. Hulle twee is ook saam met die 14 beamptes om vir die Ananas te sien wat tweede in bevel was, en toe vir Kajafas die hoofpriester. Presies soos Abba Vader in sy woord vir hulle gesê het, wat hulle moet doen as hulle 'n lammetjie bring, sodat dit 'n aanvaarbare offer vir Abba Vader kan wees. Abba Vader is 'n God van orde, en ons moet verstaan dat Abba Vader het sekere ordes, en daarbey moet ons bly. Maar daar is so bietjie meer in hierdie hele ding. Dink gou hieroor. Ons weet Johannes het vir Kajafas geken, en kon die voorhof ingaan, maar hoekom moes Petrus ingaan by die voorhof van die hoëpriester? Onthou, daar was 'n profesie wat vervul moes word van Yeshua. Maar voor ons kyk na hierdie profesie, kan ek jou gou vra, het jy al vir Yeshua waarlik begin volg? Het jy al vir Yeshua waarlik begin volg? Want Yeshua het vir al 12 sy disippels gesê, volg my. In Lukas 9 kan jy sien, het Yeshua verseker is gesê, volg my, en dan het hulle verskonings. Maar Yeshua was baie ernstig oor volg my. En wanneer Yeshua iets sê soos volg my, dan is dit belangrik. Byvoorbeeld, toe Yeshua vir Petrus en Johannes sê, gaan volg die man met die kruik, met water op sy kop. Weet ons, daai water verteenwoordig Heilige Gees, water verteenwoordig Yeshua, die woord. Water verteenwoordig, het volg dit, en ons weet dit was 'n skaarse ding, dat 'n man water op sy kop moet hê, en ons weet dit vervul, dit beteken dat hierdie man volg iemand met die vrug van die Gees, volg iemand wat gevul is met Ruach HaKodesh, en net so is dit belangrik, dat ek en jy iemand moet volg, wat lewende water verkondig, wat gevul is met die Heilige Gees, en wat die gawes van die Gees dra. Dit beteken nie, as dit iemand is wat Abba Vader op jou pad gestuur het, en is 'n mens, dat daai mens foute het nie. Maar ons weet, Yeshua het oor die 20 keer gesê, volg my, in die woord. En in Lukas 5 vers 46 staan, en toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, Petrus, vaar uit na die diep water, en laat julle net 'n sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en vis gevang, maar op u woord sal ek gaan. Ek meen, dit moes Petrus ontstel het, toe Yeshua vir hom sê, gaan uit, in die dag en gaan vang vis. Ek meen, hy het die hele nag het hulle deurgevang, hy is moeg, sy nette is skoongemaak, is opgevou, en Yeshua sê vir hom, gaan. En toe hulle dit gedoen het, het 'n groot menigte visse ingesluit, wat die net wou skeer. Hulle het baie vis gevang wat die net wou skeer. En ons weet later het Yeshua vir Petrus ook gesê, Petrus, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle Andreas, Jakobus en Johannes en Petrus die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat, en hulle het alles gelos, en hulle het Yeshua verlaat. Hulle het alles verlaat. Hulle het hulle beroepe, hulle ou lewens, alles agtergelaat, en Yeshua begin volg. Maar 3 jaar nadat Petrus besluit het om Yeshua te volg, toe maak Petrus 'n verklaring. Ek dink net so het almal van ons al verklarings gemaak, of vows gemaak, dat ons Yeshua sal volg. Maar hoor hoe maak Petrus sy verklaring, net na die laaste maal, die aand voor hulle gaan bid het in die tuin van Getsemane, in Matteus 26 vers 31 tot 35. Toe sê Yeshua vir hulle, julle sal almal in die nag aanstoot neem, en aan my, want julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan, en die skape van die skudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Waar staan hierdie geskrywe wat Yeshua sê? Yeshua sê in Jesaja 40, hy haal Jesaja 40 vers 11 aan, wat sê, hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra, die lammerooi sal hy saggies lei.
En toe Yeshua dit klaar gesê het, antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. En hoor gou, Yeshua sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, in hierdie nag, onthou dis na die laaste maal, Yeshua, Johannes, Petrus en Jakobus was op pad na die tuin van Getsemane, en Yeshua sê, voorwaar ek sê vir jou, Petrus, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Met ander woorde, Petrus, jou commitment, jou toewyding tot my. Petrus, dit sal nie eers 12 ure hou nie. En Petrus sê toe vir Yeshua, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Dit is so maklik vir my en jou om vandag hoogmoedig te vra, Petrus, wat dink jy doen jy? Maar wat ek jou wil vra vandag is, dink jy oor? Doen ek en jy nie ook maar dieselfde met Yeshua nie? Vereenselwig ek en jy nie maar ook met Petrus nie? Ek dink ons almal kan met Petrus vereenselwig, want hoeveel keer het ons nie al vir Abba Vader in een of ander area in ons lewens gesê, Vader, ek sal dit nooit weer doen nie. Vader, of ek sal dit en dit en dit vir u koninkryk doen. Of Vader, ek sal stop met hierdie. Of Vader, ek sal dit nooit doen hierdie nie. Maar hy het presies dit wat ons gesê het, ons gaan nooit weer doen nie. Presies dit het ons weer gaan doen. Het ons almal nie al Abba Vader verloon soos Judas en Petrus nie? Hoekom nie nou teshuva? Hoekom nie nou terugkeer na Abba Vader en sê, Abba, op hierdie Pasga maal wil ek terugkeer, na hierdie Pasga fees, hierdie afsprake wat u vir ons het, ek wil terugkeer na u weer. Ja Vader, ek sê goed, wat ek soms nie moet nie. En, want Yeshua sê toe vir Petrus, staan weg Satan. In Yeshua se moeilikste tyd, toe Yeshua 3 vroeër in die nagtelike ure vir Petrus, in die nagtelike ure toe hulle gebid het, toe Yeshua gebid het in die tuin van Getsemane, sê hy, gaan hy 3 keer na Petrus, Jakobus en Johannes toe, en hy sê vir hulle, bid en waak, dat julle nie in die versoeking kom nie. Dat die versoeking nie te groot word, dat dit wat jy beloof het, dat jy sal my volg, jy sal my nie verraai nie, dat jy in my sal staan, maak nie saak hoe die omstandighede is nie, bid en waak dat jy nie in die versoeking kom nie. Hoekom nie nou voor hierdie feesseisoen, wat Abba Vader vir ons vra, bid en waak, hoekom nie om soek, sy aangesig soek, bid en waak, hoekom nie saam vas, bid en waak, en soek, en vra, Vader, lei my die versoeking nie. Mag Vader met ons wees, mag ons harte voorberei, mag ons harte voorbereide grond wees, vir sy saad, vir sy afspraak, wat hy met my en jou het, in die volgende feesseisoen, hierdie kalenders afspraak, wat hy met ons het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord, dankie dat u 'n God is van orde, en dat u 'n plek en 'n plan het vir alles. Niks staan in die woord sommer net nie. Vader, ja, ek is skuldig soos Judas, wat u verraai, soms vir my eie gewin. Ek is skuldig soos Petrus, wat nie dink wat ek sê nie, en waar die versoekings van hierdie wêreld, en die omstandighede van die wêreld, partykeer meer gewig dra, as om te staan op u woord. Vader, ek kom gee myself oor, as lewende woord. Vergewe my vir die vows en die promises en die beloftes wat ek maak waarby ek nie kan staan nie. Vergewe my, was my met die waterbad van die woord. Vader, ek bid dat u my sal was, en daar waar ek mense seer maak oor vows en beloftes wat ek maak, wat ek nie by kan staan nie, vergewe my, was my en kom leef in my. Vader, ek wil u instrument wees. Use me, Lord. Ek bid, Vader, mag ons harte kom berei hierdie hart voor, vir dit wat u wil doen met hierdie afspraak van u, oor u bepaalde tyd, die fees van Pesach. Dankie Vader, ons eer u, ons loof en ons prys u. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jod-Hê Waw-Hê. Amen. Shalom.